Hier is ons by Hooimaak, die besluit moet wees tussen kwaliteit en opbrengs. Nou kom ons by, ek het gesê, opbrengs of nutriëntdigtheid in terme van kwaliteit, en dit het 'n bepaling van wanneer ek sny. Die ideaal is ook, wat ek, en niemand wil dit werklik hoor nie, hoe lank, kom laat ek die vraag stel. Streef julle om die lucerne 'n bietjie langer te hou as 3 jaar? Of pas die 3 jaar 100 in julle stelsel in? Met die mielieprys wil ek hom graag na jaar 6 te vat. So jy wil na 4 toe probeer gaan. En wat ek voorstel, maar dis hoekom ek dit nou ophaal, om eenmaal 'n seisoen, maak nie saak of dit nou SA standaard, 'n dormansie 8 of wat is nie, om die laaste snysel voor die winter, of die laaste groei van die winter, om te laat uitgroei, in volle blom in te gaan. En om weg te vat dan na die winter. Om sy reserves op te jaag. My pa het altyd vir my gesê, jy moet eenmaal 'n jaar moet jy lucerne laat uitgroei. Nee, dis presies wat ek nou sê. So dit is nie 'n mite gewees. Ek het net nou gesê, jy moet reelen en aanlyn en so aan, maar dis presies daai praktyk wat die ou mense wat doen, dit is 100% reg. Waak teen te laat sny, want die groeipunte, dis nou die hergroei so nie. Jy gaan die wat nou, as hy uitgegroei het, en hy het in dormansie ingegaan, ten minste heeltemal in die winter en voor die so, gaan jy van sy groei, maar hy begin heeltemal voor, so, dit gaan nie help nie, jy gaan onder hom sny, hy gaan dan maar weer begin, om het te kan gee. En daar sê ek, elke lucernblok moet wasdom bereik, vir aanval van reserves en langslewendheid en lewenskragtig wees herfs, nou met ander woorde Mei, Junie maand. En daar verwys ek na die autotoksisiteit, die alveolopatie, lucerne in 1 jaar medicaprin toksien waak, wat ontkieming van lucernesaad in die beer. En dis presies wat dit gebeur. Jy het dit nou probeer ondermyn, dit is in 'n tydperk, dis gedokumenteer wat jy dit kan afbreek deur 'n tydperk braak te lê en hy hom geploeg het om dit te werk. En dan waak teen blaarvlies, dit julle weet, ek wil niks te sê van wanneer moet jy sny en wanneer moet jy hark nie, om blaarversiet en so aan. En dan die algemene, dis bitter min ouens wat ek tegekom het wat korter sny, as hulle sny basies tussen 75 mm hoogte en 100, 3 en 4 duim hoog. En jou sny intervalle, want jou lucernes wat jy plant, Hang van bo af. nee, okay. Nou alright, maar in die aanpassing wat jy nou doen is, watter is die maklikste, want jy gaan nou hoër kwaliteit lucernes toe, met ander woorde en dan die hoër dormansie toe, en jy plant SA standaard. Jou SA standaard sny jy op wanneer? Ja, ons probeer alles hier by 27, 28 dae sny as ons kan. Die SA standaard ook? Alles. Dit is maar net, soos ek sê, op hierdie stadium dink ek nie, daar's een boer wat hier sit, wat kan sê, ek sny dag dit nie, ons sny dag, wanneer ook al die weer vir my sê, ek kan sny. Okay, so jy kyk wel na jou smarter lucernes na hergroei, of jy probeer daarna kyk, ander keer maak jy hulle seer, want jy sny van, as hy te oud word, gaan jy hom raak sny. Wat op daai punt, ons probeer by 'n dormansie 8, en ons het 'n standaard komponente, wat hy bly goed doen by ons. Ja. Juis omdat as jy 'n bietjie reën kry op iets snit en wat ook al jou hergroei is nie so vinnig dat jy hom weer met die baler optel, dan sit jy met die nat goed binne in die baler nie. Maar wat is my toleransie in terme van daar kom ons sê ek kan hom stretch tot by wanneer kan ek sny op wat se dormansie? Dis baie moeilik, want die probleem is, hoe ouer hy word, as ek nou praat van enige lucerne, as hy buite sy snyfrekwensie begin gaan, dan begin die lucerne word hoër, dan is 'n hoër opbrengs of 'n tonnemaat wat ek per snits kan afhaal. Maar my lignienvlak op my lucerne klim, so die voerkwaliteit daal. So die ADF en die NDF raak laag, en die veselkomponent word hoër, as jy nou terwyl na relatiewe voedingswaarde van die lucerne kyk, dan drop hy.
So dis altyd 'n trade-off wat ouens vir jou sê ja, maar ek jaag maksimum produksie of ek jaag kwaliteit. So daar's 'n draaipunt waar jy 'n middeweg sal moet volg om dit deur te kom. En jy hoor dormansie groepe in jou 9s en die 10s is dit basies soos Bernard gesê het, is so basies 'n 21-25 dae interval wat jy daaraan kyk. Jou krisis raak ernstig hier by Kersfees. Dan groei hy klapplaat want hy's vinniger deur en dis wanneer hy kom en dan is jy ook nie lus om te gaan en jou kwaliteite van jou lucerne as gevolg van hy uitgroei en hy verder gaan, is jou swakker kwaliteit in die middel van die seisoen, nie in die begin van die seisoen. Ek praat nie van die skoonmaaksnysel nie hoor. Ja. Nee, ons is dis die begin van die seisoen. Ja, nee, dis die eerste snys. Ja. So die swakker kwaliteits gewoonlik vir In die Desember. Ja, dis wat die ouens kry. Want by eksterne bronne van bemesting het jy die hitte-eenhede en die dagliglengte is meer. Die plante groei meer. En as daar genoeg voedingsstowwe is, dan kry jy as gevolg van hy intensiteit jy 'n dilution by growth. Hy groei vinniger. Is net soos wat jy mielies geplante wat jy nou van gepraat het. Hoe beter 'n mielie gaan en ek bemest hom, dan kry jy lang internodes, verstaan jy? En dieselfde geld vir die lucerne. Die nutriëntdigtheid drop hoe vinniger hy groei. Maar hoe bemest ons hom? Wat? Lucerne. Wat is prakties volhoubaar want ek het een kans om hom in te kry vir die volgende 3-4 jaar, moet ek 'n klomp kunsmis in my grond inkry. Want daar word vir my gesê MAP of jou Fosfaat beweeg nie, ja. Hulle lê net hier in die bokant. Nee, is reg. Nou hoe kry ek nou later daai ding daarso? Die plant vat hom in.